Ek is Sandra Besuidenhout. Ek is gebore en getoe Bolander, gebore in die Helderbergkom tussen Berg en See. En die meeste van my lewe woon ek nog hier in hierdie paradys. Koop is altyd so wees. Daar was net so 'n 4 jaar periode wat ek in Pretoria gewoon het as jong vertaler gewerk het. Maar ek het teruggegaan na universiteit toe op 47 jarige ouderdom, omdat ek my wou vergewis van wat presies is die heersende standaarde, sienings van die moderne letterkunde, want ek wou my eie skryfwerk daardeur opskerp, behalwe dat ek 'n absolute passie vir die literatuur het. En ek was gelukkig geweest om in die tyd wat ek toe as tutor by Afrikaans en Nederlands gewerk het, dit is nou nie 13 jaar wat ek agtereenvolgens die honneurs, die magister en die doktorsgraad verwerf het. In daardie tyd het ek, soos ek sê, as tutor gewerk en ek het die wonderlike geleentheid gehad om 'n uitraalstudent in Leiden te word. En dit was as deel van 'n komponent van die magistergraad. Dit was vir die moderne Nederlandse letterkunde gedeelte. En wonderlik ook dat ek 2 keer daarna weer Leiden toe kon gaan vir navorsingsperiodes. En dit was natuurlik ter voorbereiding van die doktoraalstudie, wat ek onder leiding van Dr. Dorothea van Zyl gedoen het. En die titel van die proefskrif was 'n sosioliterêre perspektief op die eie tydse digkuns van vroue in die Afrikaanse en Nederlandse taalgebiede. Sy beklee natuurlik 'n geweldige posisie binne die Nederlandse literêre stelsel. 'n Mens kan dit sien aan baie dinge, haar bekronings wat sy deur haar lewe ontvang het, die erkenning wat sy gekry het en ook die feit dat sy in 1992 die eerste vrou ooit was wat die gesogte prys der Nederlandse lettere verower het. En daarbenewens word sy ook gereken as een van die belangrikste digteresse binne die hele Nederlandse taalgebied, is natuurlik Vlaanderen en Nederland, maar ook daarbuiten. Haar oeuvre was baie groot. Sy het 13 digbundels geskryf, waaronder ook versamelbundel Miroir, wat in 2003 verskyn het. En snaaks genoeg gestel pas nou na haar dood nog 'n digbundel gevind, die manuskrip waaraan sy heeltemal klaar gewerk het. En dit word nou vrygestel op hierdie oomblik. Dit is nou einde 2011. En sy het nie net gedigte geskryf nie, sy het ook baie gedigte vertaal waarvoor sy bekroon is. En sy het ook 'n autobiografie geskryf, aanvanklik in 10 los dele as monografie, wat later gebundel is. Sy het 'n biografie geskryf van die groot Vlaamse digter Guido Gezelle. Sy was al die jare kuratrice van die Gezelle Museum in Brugge. En sy het ook 'n baie groot bundel saamgestel met 500 gedigte oor vroue. En vir alles wat sy gedoen het, was sy bekroon en het sy geweldige erkenning gekry. Haar oeuvre is moeilik om te klassifiseer. Sy was 'n totaal eie soortige digter, so om oor die tematiek te praat is moeilik. Sy het ver verby die persoonlike geskryf. Sy was 'n geweldige geleerde persoon en haar kennis van die mitologie, van die Bybel, van ou kulture, ook van moderne skrywers, het sy alles ingewerk in haar werk. En daarom kan jy nie eintlik sê tematies het sy daaroor geskryf nie. Sy gebruik dit eintlik as 'n voertuig en sy vervleg dit met haar eie werk oor dinge van die dag, oor menslike belewennisse van die dag, sodat as sy byvoorbeeld skryf oor die liefde, oor die dood, oor geboorte, oor moederskap, dan doen sy dit geteleskopeerd saam met die kennis van die ou letterkunde en die mites en so aan. Ek kan miskien net 'n stukkie lees oor hoe sy dit doen. In die gedig Erotologie word die konsumasie van die liggaamlike liefde byvoorbeeld in terme van die mitologiese Leda en die Swaan beskryf, met onder andere die volgende beeld: iets ongehoords, onhoorbaars, overmeesterend, overmagtig, drong in het weigerend lichaam.
Sy bestond niet meer, slechts pluime, vlerke, vliezen, beestedwang. 'n Mens kan daarin natuurlik ook sien dat sy baie sterk oor die seksualiteit van die vrou geskryf het as vrou, en dit was heeltemal iets nuuts. Een van die nuwe dinge in die letterkunde is dat vroue die vrymoedigheid het om hulle self te presenteer ook as 'n seksuele wese. En sy het trouwens in haar jonger jare het sy kritiek gehad daarop, en dan word gegis dat dit die rede is waarom haar eerste bundel nooit in die handel verskyn het in die behoudende Vlaandere nie. Maar daarvan kan ek baie gedigte uithaal. Dit is natuurlik nooit banaal nie, dit sal daar nie doen nie. Maar dit is sterk, dit is seksueel eksplisiet en sterk seksueel gerig. Die uitstaande kenmerk van haar werkswyse is een ding, en dit is, sy was 'n geweldige groot stilis. Sy het nie sommer laat loop en laat rol en uitgeflap soos een van die kenmerke van sekere moderne digters is nie. Sy het ook nie die sterk minimalistiese gedronge gestroopte verse geskryf nie, nooit nie. Sy het altyd haar eie weg gevolg. En dit is ook moeilik om haar dan in 'n bepaalde kategorie in te deel. En dit is wat haar so besonders maak, maar soos ek gesê het, die styl waarin sy geskryf het, haar verbluffende taalgebruik, haar vermoë om verse te orden, strofes te orden. Daar word gesê dat haar sinne eintlik labirinte is, en daarom lees haar poësie nie so maklik nie. 'n Mens moet goed konsentreer, maar die beloning is natuurlik geweldig. Dit is nie sommer so bolangse poësie nie. En daardie vakmanskap is wat my die meeste beïndruk en wat my die meeste inspireer. Sy werk af, haar woordkeuses is fyn. Sy bespikkel of besprinkel haar werk met temas van oor die hele wêreld. Sy het 'n besondere vermoë om melodieus en klankryk te skryf. Metafore te gebruik. Ek kan nou hier baie dinge doen, maar dit gaan alles om die styl, hoe sy dit presies doen, en sy was baie gesteld op vorm, en daar is mense wat sê dit maak 'n ouderwetse indruk, maar sy doen dit op 'n manier wat sy die nuwe en die oue bymekaar bring. Sy teleskopeer die oue en die nuwe saam. En ja, dit is wat vir my die grootste kenmerk van haar werk is hierdie vakmanskap. En dit kry jy nie meer baie vandag nie. En ook die gedra atmosfeer van haar werk, dit is nogal redelik hoogdrawend, en van die kritiek was ook dat sy eintlik pretensieus is, en so, maar ek meen, as jy al werk nou eers deurgaan, dan sal jy sien, dit is glad nie so nie, dit is net dat sy oor hierdie geweldige arsenaal beskik, wat sy alles in haar werk inwerk, en sy weet presies hoe om dit te doen. My invalshoek was nie suiwer literêr nie. Ek het die siening van Pierre Bourdieu, die Franse literatuursosioloog, onderskryf deur te kyk nie net na die gedig in isolasie nie, nie net soos die neokritieks gedoen het, 'n analise doen van die gedig buite enige omstandighede. Ek het dit ook gedoen. Maar wat Bourdieu bepleit is 'n fusie tussen die konsentrasie op die artefak self en die omringende omstandighede waarin die artefak eerstens tot stand gekom het, waarop dit antwoord gee, waarvan dit deel uitmaak. Want selfs die kleinste gedig, en laat ons nou sê die digkuns in die algemeen, maak deel uit van 'n hele, nie net 'n literêre sisteem nie, maar ook 'n sosiale sisteem. En vir al die veranderinge wat ingetrek het in die tyd wat daarin geskryf het, is natuurlik 'n gedeel van hierdie sisteem. Ek wou wys watter soort vrou is nou aan die woord deur haar gedigte ontleed. Watter soort beeld skep sy? Watter stem hoor ons? Wat is anders? Hoe breek sy deur van die ou verwagtinge van die, soos hulle dit genoem het, die damespoesie of die vriendinnetjiespoesie? Hoe sy daardie eng verwagtinge heeltemal oorskry het
En dit gebeur deurdat ek teks en konteks verreken. En dit was die benadering wat ek gebruik het. Die bydrae wat ek graag wou maak met hierdie artikel is eintlik vierledig. Eintlik was dit 'n bekendstellingsartikel. Min Suid-Afrikaanse lesers en poësieliefhebbers is bewus van Christine de Haan. Terwyl sy so gevierde digteres, geëerde digteres is. Ek wou dit oorsigtelik bekendstel aan die een kant. Terselfdertyd wou ek haar huldig as digter en mens. Toevallig was ek in die posisie om haar te kon ontmoet kort voor haar dood. En ek het gedink is gepas om net na haar dood aan so 'n huldigingsartikel te skryf ter ere van haar. En derdens wou ek graag die vroulike stem vier. Want die vroulike stem het nie altyd 'n groot plek in die letterkunde, veral in die digkuns gehad nie, dit is manlike terrein. Toe die patriargale stelsel nog eintlik die heersende stelsel was. So ek wou iets doen om die vroulike stem uit te lig en ek wou ook graag, as dit moontlik is, die bande wat reeds bestaan tussen Vlaanderen en Nederland en die Afrikaanssprekende wêreld, wou ek bevestig en hopelik lesers aanspoor om verder aan haar werk te verken. Ek wil graag 2 strofes lees uit 'n baie lang gedig met die naam van Domus. Domus is natuurlik die Latynse woord vir 'n huis en hierdie gedig gaan oor die huis as beskutting, sy herbesoek, met ander woorde eintlik die tema van die huislike ruimte. En nie net beskutting nie, maar ook amper 'n liggaam, die huis as liggaam, 'n warm polsende, kloppende liggaam. Baie sensuele liggaam. Goed, ek lees dan uit Domus vir strofes 1 en 5. Domus. Beslote, toebedekt, gebogen boven binne, gewild, gewikt, met vinne en 'n voet in het swemvlies, deur water aardend, sidderend onder stroom, en stomend uit dakneusgate, paarbaar by die deur, beveld, verdampt het huis, zijn darmen rugbaar, blaas en aars buiten, vlak voor de keuken waar de kookpot rookt. Het besoedeld linnen van de man, de vrouw, het kind, doop ek in tobbe, schrop het zweet, het bloed, het sperma, urine en poreespore weg. Herstel met water den eerste staat van glinsterend wit in beddegoed, dat uit de mand getild, herschapen waait, verrezen en rein aan lijne, gespoeld, gebleekt, gesteven en geplooid.